Net self neerlê. Dankie vir die voorreg om hier te kan wees, om die woord te wees, want U is die lewende woord. Dankie vir die genade, ons lê onsself neer, ons gees, ons siel en ons liggaam. En dankie net vir Heilige Gees vir die woord van kennis, wysheid en insig oor ons vanoggend, dat U alleen die woord gaan bring, vir ons openbaar en oopbreek, dat ons in eenheid gaan vloei en ons loof en ons prys U naam. Ons bly die bloed van Yeshua oor ons loof en ons prys U en ons seël alles af vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Amen. Konings en priesters. Verlede week het ons Melchisedek, nee. Okay, so, kom ons gaan net eers na Revelation 5. My nie soek, kan ek gou iets sê? Asseblief. Dis hoe kom ons My sê. gastehuis is established in 1 maand. Presies. Van die 8ste Mei tot die 8ste Junie. Van het gekry tot ek geregistreer is, 1 maand. New beginnings, 8ste. 1 maand. My probably. Ja, ek kan dit vir iemand vertel nie. Hulle verstaan nie waardeur jy moet gaan om by die staat so iets reg te kry, is onmoontlik. 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 So alles in plek. Alles. My besigheidslisensie, die rehabslisensie, al die goede, ek het net gewag vir 'n stelreg medies toe. Hier gaan ek nou 12 uur, Ja. meet ek met CUT, hulle het 'n groot nood, hulle wil my sien. Mag julle nog groter deur hoor. Is jy Wow. Okay, Revelation 5 sê 15 sê, and he has made us unto God he has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So dit wat hier gebeur het ook gebeur in Exodus, ons het dit verlede week gelees, Exodus 19, vers 6, and you shall be unto me a kingdom of priests unto the Lord, a holy nation, that these words you shall speak unto the children of Israel. Okay, maar nou weet ons hier by Exodus 2, 3, 34, het die goue kalf incident gebeur. En daar was 'n separation. En waar hulle kingdom of priests moet wees, was daar ongehoorsaamheid. So net die Lewiete het opgestaan. En as gevolg van hulle het God net die Lewiete uitgekies om priesters te wees. So ons weet dis 'n tydelike orde wat hy in plek gestel het. In die Levitiese orde, ons lees dit ook in Malekai, boek van Maleagi, dis die laaste hoofstuk. Dan begin hy praat hy. Malekai 2 vers 1, and O you priests, the commandment is for you. If you will not hear, and if you will not lay down to heart, I will give you glory unto my name, saith the Lord of hosts. I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings, and I have cursed you already, because you do not lay it at heart. So ons sien daar is voorskrifte en commandments wat hulle, and you shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts. So daar's 'n verbond met die Levitiese priesters. So in dit het ons, kom ons gaan nou na John toe. Johannes, ek ben nou net die regte een, kom ons gaan kyk by, ek dink is Matthew 3, right. So Johannes die doper se pa, ons gaan net bietjie terug na dit toe. John the Baptist. Sy pa was Zechariah. Birth of John the Baptist, sien julle daar, 1 vers 5. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zechariah, of the course of
Abia, sien julle daar, of the course of Abia. So, baie interessant, en as jy na John the Baptist gaan kyk, na hierdie course of Abia, dan het hulle in 1 Chronicles 24. Now these are the divisions of the son of Aaron, the sons of Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, and Itamar. But Nadab, Abihu died before the father, and Eleazar, Itamar executed the priest's office. Okay, so ons sien daar's 'n priesterlike ampt. Ek het lank die woord aan Afrikaans gesoek. 'n Priest's office is 'n priesterlike ampt. And David distributed them both Zadok and the sons of Eleazar and Alimelech and the sons of Itamar according to their offices in their service. So ons sien dat hierdie, as jy deur hierdie gaan lees, in hierdie Lewiete in, kyk gou daar, by vers 10, and the 7th to Hakot, the 8th to Abia, sien julle daar, daar staan, the 7th of Hakot, the 8th to Abia. Ek ken 'n naam Abia. Ek gaan nou vir jou sê wat die naam Abia teken, en beteken as jy my net 'n oomblik gee. Abia beteken, Ab beteken vader, is Abba. Abia beteken, Jehovah is my father, God is my father. Okay, nou sien julle daar, the son of Becher, a Benjamite, head of the priestly house, one of the 25 Levitical groups. Alright, sien julle daar. So daar's 24 priesterlike ordes, en dan hierdie priesterlike ordes doen tempeldiens, en dis gewoonlik in Israel. Ek moet net 'n fondasie lê hoe die priesters gefunksioneer het. Gewoonlik is dit van Shabbat tot Shabbat, en dan roteer hulle. So as jy weet wanneer wat 'n orde is, dan weet jy wat 'n tyd van die jaar dit is. En so ook het in Lukas 1 wat ons nou gekyk het, dan gaan ons terug na Lukas 1 toe. Dan sien ons hier was hierdie priesterlike orde, die tempeldiens is in plek. Herod, the king of Judea, a certain priest named Zechariah of the course of Abia. Sien julle daar? Ja, so dan is. Alright, mooi. Ek ken met wat speel. Okay. Maar die course of Abia beteken, hy's in daai orde van Abia. En hy moet 'n sekere tyd van die jaar. And his wife was of the daughters of Aaron. So, alright, nou kyk ons, Zacharia is 'n Lewiet. John the Baptist se ma was the wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. So die ma en die pa, albei is Lewiete. En wat belangrik is nogal met die Lewiete, alright, ek gaan vir julle iets anders uitbring oor dit. Dat as jy 'n Lewiet is, dan trou jy net met 'n Lewiet. So jou vrou moet 'n Lewiet wees. Jy trou nie buite daai geslagslyn nie. Okay, nou iets interessant gebeur hier in die jaar 1990, tussen 1990 en 2000. Is daar, ek moet vir julle hierdie wys. Omdat julle net sien hoe getrou was sekere goed gewees. Kom ons doen dit so. In daar's 'n eiland met die naam van Jerba. Daar's 'n sinagoge daar. Daarom moet dit mos rooi, groen en blou op jy moet dit op. Sien julle hierdie Tunesië. Julle kan dit gaan kyk. Daar's 'n eilandjie daar.
met die naam van Djerba, D-J-E-R-B-A. So 1990, 2000, het daar ou van Amerika so intoe gegaan, en hy's 'n Jood, en hy gaan besoek die sinagoge, en hy kyk, en hy sien maar, hierdie ander Jode se gelaatstrekke lyk baie soos hyne, en hy begin in die bloed in te gaan, en bloedtoetse te doen, en hy kom agter dat dit het hom 'n paar jaar gevat. In die Levitiese priesters verskil hulle kromosoomtelling of die merkers op hulle kromosome of soos wat hulle die bloed trek, verskil van enige persoon in die wêreld. So die Leviete is so uniek. As jy in die bloedlyn van Aaron wil weet of hy 'n Leviet is, dan gaan trek jy sy bloed. Ek het so 'n hele ding gehad van dit, wat hulle navorsing gaan doen het by die universiteit oor die bloed. En hulle het uitgevind, as een persoon buite daai bloedlyn trou, dan keer jou bloedlyn, dan keer jou bloedgroep of wat ook al terug na normaal toe. Maar die oomblik as jy in dit bly, so nou dink hierdie gehoorsaamheid is vir 4000 jaar wat hy loop, wat hulle in daai lyn is. So wat hulle agtergekom het voor die Holocaust, eintlik met die tweede tempelperiode, met die tweede tempel, ja, wat die tempel verwoes is, toe het hulle 'n hoeksteen gevat van die tempel, en hulle het hom op 'n boot gesit, of op 'n skei, of wat ook al, en hierdie Leviete het oorgegaan Djerba toe, en hulle het daar vir hulle sinagoge gaan bou, en hulle is deur die Holocaust, en hulle is deur al hierdie vervolging wat daar is, en hulle is set apart gewees, en toe, in die jaar 1990, 2000, 2010, is 'n groot deel van hulle is terug Israel toe, en hulle het begin opleiding kry in die tempel, of in daai, dis mos daai tempel instituut, en daar by Mount Scopus en daai plekke. So hulle daai Leviete gaan oprig, en hulle, soos wat die heifer pure moet wees, moet die Leviet ook pure wees in sy geslag, om tempeldiens te kan doen, want hulle gaan dan nou hulle priesters daaruit voorberei, om dan nou daai tempeldienste te gaan doen. So nou uit dit uit, kom ons terug, net om vir julle agtergrond te gee, dat Zacharia was die pa van Johannes die Doper. So, as dit nie was dat Herod korrup was en Ananias en ander hoofpriesters aangestel het, wat eintlik buite God se orde is. So wat gebeur het? Johannes die Doper was die laaste hoofpriester van die Leviete. En hy is wildernis toe, Judean wilderness. En daar het hy gaan uitroep, the voice crying in the wilderness. En hulle daarso het hulle bymekaar gekom en hy het gedoop. Nou, vanoggend toe lees ek hierdie en baie van die evangeliste lees hierdie, maar nou is een ding wat jy miskien kan mis, en kyk hierson, wat gebeur in Efese. And it came to while Apollos was in Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, hierdie is nou in Turkye, finding a certain disciple, and he said to them, have you received the Holy Spirit since you believed? And they said unto him, we have not much as heard whether there is a Holy Spirit. And he said to them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. So ons weet dat daar's klomp van Johannes die Doper se volgelinge. Na die vervolging daar in die woestyn plaasgevind het, is oor die wêreld heen versprei. En eintlik wat gebeur het, hierdie
groep wat versprei het oral in Turkye en Asië en in die wêreld in Korintiërs en Galasiërs versprei, sodat die Gentiles waar agter en Paulus en die mense agter wie hy aan was eintlik hierdie verlore stamme gewees. En so Jesus het gekom, as ons gaan kyk daar nou na, ek wil nou net gou kyk daar na die doop, the baptism, gaan nou vir julle dit gee, maar ek soek die spesifieke een in die boek van John 1:28. Nou begin ons in priesthood instap, en laat ons sien waartoe ons beweeg. So these things were done, sien julle daar, in Beit Abara, Beth Abara, sien julle daar links. En baie keer lees ons dat Jesus is deur Johannes gedoop, maar nooit lees ons waar is dit gedoen nie. Nou daar's 'n plek in die Jordaan met die naam van Beit Abara. So hoekom ek dit maar net vir julle sê, Beit Abara beteken Beit is house, Abara is house of the passage. So die doop wat eintlik gebeur, waardeur ek en jy moet gaan, is eintlik 'n poort. Wat? 'n poort. So as jy kyk na 'n poort, dan beteken dit hy's baie nou. En baie keer ervaar jy die volgende. Daar's baie keer kom mense tot bekering en wedergeboorte, maar hulle wil nie deur die poort gaan nie. Dan skop hulle vas om by die poort te kom. Want eintlik in die poort gebeur een ding, en dis nou waar ons begin, is om te sê, Jesus het gekom, en Johannes het presies die orde, en ons het laas al, het ons daai orde gesit, wat jy in die priesterlike amp in die Ou Testament kry. Hy word tot by die huis van die deur gebring, soos by die tabernakel. Hoe word 'n priester ordyn? Hoe word hy in die amp beklee? Ons sien baie keer word ouens in 'n amp beklee, dan word jy 'n president of 'n generaal, en dan is daar sekere rituele, en dan word jy beklee. So 'n priester dieselfde, hy word na die deur toe gebring, met ander woorde, hy kom aan die wêreld in die deur, en dan gaan hy in, en dan word hy gewas, en dan word hy anoint, maar hy word anoint terwyl hy sy kleed aan het, want die olie loop van hom af op sy kleed. En dan word hy hande opgelê, en dan word hy ingestuur vir 'n sekere rigting. Calling waartoe hy moet gaan. Nou hierdie selfde gebeur as ons mense doop, is ook presies dieselfde proses, maar Jesus kom en hy sê dat hierdie doop, the next day John sees Jesus coming and he said, behold the lamb which was taken away the sin of the world. En dan sê hy, this is he whom I said, after he cometh a man which is not preferred before me, because he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore I am come to baptize with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and abode upon him. Jy sien, toe hy uit die water uitkom, toe kom die salwing, die Heilige Gees. So wat gebeur hier? Die oordrag van priesterskap vind hier plaas. So Aaron het vir jare lank priesters ordyn, maar almal in die Levitiese orde. Maar hierdie een vind plaas van Aaron terug na Melchisedek toe. So iets wat ons moet verstaan, die oomblik as jy deur die doopwater gaan, dis hoe ek dit sien. Dan stap jy in 'n priesterorde in. So jy begin eintlik dan nou 'n priest in training te word. Tot jy op die regte ouderdom is, dan gaan jy daar. Okay, nou uit priesterskap gebeur daar klomp goed. En die laaste ding wat die vyand wil hê, is dat ons moet teruggaan en verstaan wat is ons autoriteit in Melchisedek, to be a king and a priest.
So om 'n priester te wees is as jy gaan kyk, 'n Lewiet kon nie 'n Levite, alright, kom ons gaan nou na die volgende. Ek wil net hier skryf. Daar's Levi en dan kry jy hierso, kom ons maak hom pers. Kohanim. So daar's 'n verskil tussen net om 'n Lewiet te wees en om 'n Kohanim te wees. So as jy deel is van Levite, van die tribe of Levite, dan doen jy eintlik priesterlike duty. Met ander woorde, jy moet die tentpenne kan reg kry, jy moet die hout aandra, jy moet die vuur maak, jy moet die sacrifices voorberei. So wat hier gebeur, is iets baie belangrik. The Levites ministered unto the people. Sien ons die verskil, nee. Alright, die Lewiete bedien aan die mense, want hulle kry alles reg, want die een tribe kry alles reg om die tabernakel of om die tempel, laat al die ander kan inkom. Nou sien ons dieselfde. Die dominee kom, of die pastoor, of die evangelis kom, en vir wie bedien hy? Hy bedien die mense. Maar daar's 'n verskil, die priester, the priests, minister unto the Lord. So hulle bring 'n offer aan God die Vader. En nou sê ons, okay, maar hierdie is Ou Testament. Acts 13:1. Now there were in Antioch, in the church that was at Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas, Simeon, that was called Niger, and Lucius, Cyrene, and Manaen, which were brought up with Herod the Tetrarch and Saul, and they ministered to the Lord and fasted, and the Holy Spirit said, separate me Barnabas and Saul. Sien julle wat hulle doen? Hulle het hier eerste uitgegaan, en dan het hulle aan, they minister to the Lord. So daar's 'n verskil, nee, om to minister to the Lord and minister to the people. En dis iets wat ons nie verstaan nie. So die een ding wat ons moet verstaan, die volgende, is dat jy kan nie 'n priester, jy kan vra. Daar was nog 'n groep mense ook daar, so daar was mos 'n derde groep, 'n Nephilim, 'n ander groep wat ook gehelp het met die priestly praat jy van in? There was in the temple. There was most another group of people that also assisted with the upkeep of the temple. The name escapes me. I'll find the name. Okay, Dankie. kry die naam. So, kom ons gaan terug. En nou wil ek terugbring na gebed toe. As ons in Acts 1 kyk, 1:5, hy sê, God sê, hy het ons almal geroep, 1:6, en 5:10, het jy gesê in Jakobus, ja. And he has made us kings and priests unto God and the Father. Nou, in die ou verbond, as jy van deel van die Levitiese orde was, kan jy nie 'n Leviet gewees het, of 'n priester, Kohanim gewees het, as jy nie 'n altaar gehad het nie. So die altaar was die altaar by die tabernakel gewees. Jy het die brazen altaar gehad, en dan jy die goue altaar gehad, en dan was daar the Ark of the Covenant, die Holy of Holies. Maar net die hoofpriester kon aangaan. Maar die altaar wat belangrikste was die brazen altaar waar hulle die offers gebring het, en
dan het jy jou sonde mos kom bely en hulle die lam ingebring en geslag en hulle daar gebring. Nou, baie keer in 'n gemeente dan roep hulle uit en dan doen hulle uitnodiging vir mense om vorentoe te kom, om tot bekering te kom of om hulle hart of om tot 'n oorgawe te kom en Jesus aan te neem. Dan sê hulle maak 'n altaarkol. Want toe het ons verlede week net so 'n bietjie begin raak oor die altaar en sê maar elkeen van ons moet 'n altaar hê. Jy moet eerste altaar is jou hart. Want jy is die tempel van die Heilige Gees. So die tempel het geskuif van die een wat verwoes is na ons liggame toe. So jou hart is 'n altaar. Daar wat jy loop en bid, jy het 'n moving tabernacle geraak. Soos wat hulle die tabernakel letterlik opgetel het in die woestyn en hulle beweeg hom, so raak jy 'n moving tabernacle en daar wat jy gaan kan jy loof en prys. Maar jy kan ook 'n vaste altaar hê. Jy kan 'n familiealtaar hê waar jy elke naweek of elke aand met jou gesin om die tafel sit en daar is jou family altaar. En dan het iemand verlede week het ons sê jy het 'n huweliksaltaar. Dit is jou slaapkamer. Dis waar intimiteit plaasvind, soos tussen 'n bruid en 'n bruidegom. En dan het jy 'n corporate altaar wat ons byvoorbeeld by House of Bread het of wat jy het. Nou sê ons vir mekaar, maar moet ons altaar hê? Ek onthou met die Mighty Men, toe wil ons altare bou, toe ouens wat opgestaan sê, nee, jy kan nie altare bou nie, vat eerder klippe en pak dit in die vorm van 'n kruis, maar altare is Ou Testamenties en daai. Dan sê ek, okay, maar as ons dan nou aan die slaap wil wees, dan gaan die vyand nog steeds beheer vat oor ons lewe. Kom ek wys julle iets hier. Acts 19. And a certain man called Demetrius, a silversmith, which made shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen, who he called together the workmen and occupation, and we know, sir, that by this craft we have our wealth. So hulle bou hierdie beelde of hierdie altare, en daaruit word hulle verryk deur dit te bou. En toe kom Paulus daarin en hy sien wat gebeur. Hy in vers 27 sê hy, so that not only this is our craft, is our danger to be set to nothing, but also them that the temple of the great goddess Diana should not be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshipped. So ons sien daai selfde beeld wat hulle die ander gode en goed aanbid het, wat jy kry dit in Judges 6. Ek gaan nou net oud en nuwe oortrek na mekaar toe, en hierdie is baie belangrik. Rigters, sien ons daar, dat die Midianiete en die Amalekites, hier sien ons vir Gideon, en ons ken die verhaal van Gideon wat gekom het, en hy is in 'n paarskyp, en God roep hom, and the angel of the Lord appeared to him, said to him, the Lord is with you, mighty man of valor. En hy roep vir Gideon uit 'n paarskyp uit, om die volk te gaan lei teen die Midianiete. And the Lord looked unto him and said to him, go in your might, that you shall save Israel from the hand of the Midianites. I have not sent thee. En hy sê, you will go out and smite the Midianites. Nou kom ons by vers 23. Judges says, and the Lord said to him, peace be unto you, fear not, you shall not die. Ja, 24, gaan hom nou lees. And then Gideon built an altar there unto the Lord, and called it Jehovah Shalom. This day yet it is an opera of the Abiezrites. And it came to pass that same night that the Lord said to him, take your father's
take your father's young bullock, even the second bullock of 7 years old, and throw down the altar of Baal that your father had, and he cut it down to the grove that is by it, and build an altar upon the Lord and your God upon the top of this rock in order to this place, and take a second bullock and offer it in a burnt offering sacrifice by wood in the grove which you shall cut down. So ons sien dat Gideon kry opdrag. Hy moet eers die altaar gaan afbreek. En dan moet hy 'n altaar gaan bou. Nou kom ons terug na vanoggend toe. As ons konings en priesters is, hoeveel altare is daar nie in ons lewe nie? Byna. So, ons moet eers gaan en gaan bely, as daar enige altare is en ander gode is wat ons aanbid. Dit klink nou snaaks. Daai eenoog TV kan 'n altaar in jou huis wees. En ons kan baie ander goed opnoem. Wat hobbies. Ja, en jou hobbies en dit wat jy doen, raak 'n altaar. So, in daai selfde kom, en gister toe stuur Pieter vir my daai hele opsomming van, en dis wat ons lankal weet, dat ons grootste Afrikaner altaar in Suid-Afrika, en is die? Ja, die Voortrekker monument. Ons ek met daai ding op die groep sit, dat hulle hom lees, dis hoeveel bladsye is daai boek? 112 bladsye. Ja, wat doen ons môre? Ek plan en bietjie lees. Ons gaan nie so intoe. So, wat ek net wil sê, in baie jare, ons het groot geword met hierdie. Ek het daai video van daai Solly Msinga wat gesê het, hy sê die grootste probleem in vandag in die regering is die probleem oor die landkwessie, is dat die probleem rondom die Voortrekker monument is nog nooit aangespreek. Want die son wat deurkom op daai altaar op 'n spesifieke dag, en wat hulle dan uitskree, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Ons het daarmee groot geword. Vraag. Hoe weet jy wanneer iets is 'n alte of nie? Want I mean, dis gesond om 'n sport te hê, dis gesond om 'n hobby, dis gesond. Ja. Wanneer, want ek weet wat 'n god is. Ja. Verstaan jy? I know when you Is 'n idol en 'n altaar amper dieselfde ding. Ja. is dit. 'n idol is 'n god, maar 'n altaar kan ook 'n fisiese altaar wees, soos die vroue monument. Hierso is 'n obelisk. Yeah, or like Ja, often that's 'n altaar. they took that statue from the monument and they took it to Oranje. Now, Ja. when is that statue an altar and when is it just a respectful? Okay. Hoe weet ons? Verstaan jy ons? Ek wil nie onnoosel wees. Baie van hierdie mense gaan terug, baie van hierdie globalists, en ek wil nie hulle name eers noem nie, gaan terug na Cecil John Rhodes se graf toe. En dan doen hulle rituele daar. Baie van die goed wat in Vrymetselary gebeur, is definitief 'n altaar. Daai lodge wat hulle daar het, is 'n altaar. Want as dit nie, hulle maak hom nie oop, enigiemand kan nie daarin beweeg nie. Daar wat hulle sit en die rituele en die goed aflê. Terwyl ons watergaan tussen soos 'n kroos raak al. Dis waar. Is dit? Ja, Ja, I mean, Ja, hulle drink, ja. Dit was convenient place. Ja. Goes back to the bar. Ja. Okay. Altaar. Nou vra Graham, hoe weet ons as iets 'n altaar het? Is terwyl hy dit sê, onmiddellik kom hierdie skrif in Revelation 2:4 op. Maar kom ons kyk gou net bietjie terug. Wat doen hierdie ouens in Efesus? Onthou, Efesus is dieselfde plek wat ons nou gesien het, wat hierdie altare was, waar Paulus bedien het. Nou kom John the Baptist in Efesus, en hulle
onthou hulle aanbid, hulle het Jesus aangeneem, hulle het die evangelie aangeneem in Efese, want hulle sê die volgende: I know your works, dis wat Jesus vir hulle sê. I know your works and your labor and your patience, and how you cannot bear them which are evil, and how you tried them which say they are apostles. So hierdie ouens het nog onderskeidingsvermoë ook gehad, hierdie gemeente, stem julle saam? Nou kom ons gaan meer dit gou met Bloemfontein vandag, in jou gemeente. Hierdie ouens het spiritual works gedoen, hulle het geywer vir die koninkryk, en hulle het geleiber, en hulle was geduldig, en hulle kon nie verdra dit wat evil was nie. Nou, hoeveel gemeentes vandag kan al onderskei tussen goed en kwaad, en wat sê, maar hierdie goed is evil, ons gaan dit nie toelaat nie. As ons kyk na die sisterskerke net in Suid-Afrika alleen, wat hulle al hierdie LGBT en hierdie goed toelaat, hulle kan nie eers hierdie onderskei wat hierdie gemeente onderskei nie, stem julle saam? So ons kom, en dan begin ons nou so, die wat is dit? Hy wat nou die ander mense wat inkom by die kerk, hulle wil net help. Praat jy van nou of van? Daai wat jy gesê van daai mense wat nie so inlaat nie. Oor die LGBT, ek dink hier is net oor geld maak, ek dink hulle is so deceived, hulle kan nie meer tussen goed en kwaad onderskei nie. Want ek gaan nou vir julle gou wys, hoekom kan hulle nie onderskei nie? Want wat gebeur is, I know your works, your labor and your patience, and that you cannot bear them which are evil, and you have not tried them which say they are apostles, and they are not, and you have found them liars. So hierdie ouens kom weet, hierdie is vals apostels wat ingekom het. And you have borne and you have patience for my name's sake. You have labored and you have not fainted. Al hierdie credentials, kyk, hulle het al hierdie bokse getik, hierdie gemeente, nee, alles. En toe kom hy, in die woord van God kom hy sê, but nevertheless, I have somewhat against thee, because you have left your first love. So wat is 'n idol? Wat is 'n altaar? Enige iets, wat jy bo jou eerste liefde stel. Hashtag te sê. So, niemand kan ons bedrieg nie. Jy weet self waar jy is. Wat is vir jou op hierdie stadium belangriker as jou eerste liefde? Sal oom sê dat hierdie kerk, ek het toegelaat dat hulle werke hulle eerste liefde gehad. Wat ek sien wat gebeur het is daar. Hierdie Dat hulle te besig was. Hulle die meeste gemeentes, hulle teruggegaan na die dinge van die Here toe, soos wat hulle Louis Malherbe jare terug gesê, maar nie na die Here van die dinge toe nie. So, hulle het weer teruggegaan na hulle ou werke toe. En al wat hulle afgedryf het terug na dit toe, was daai altaar was nog steeds daar. Van Diana. Hulle moes teen daai duisternis gaan skop het. Hulle moes elke dag hulle lewe neergelê het. So jy kan gaan kyk. Daar's een plek waar jy kan kom, is om elke dag werklik jou lewe af te lê. En in die woord te wees en Jesus se aangesig te soek elke dag. So hierdie sien ons wat in die ander ding wat gebeur is 'n lack of maturity. Hebreërs 5 sê vir ons hoekom hulle nie kan. Hulle het hierdie ouens 'n discernment gehad. En hy sê, when you time that you ought be teachers, when you need to teach them again, which is the first principles. Hierdie is die basiese fondamente. Nou as ons teruggaan na Bloemfontein toe, wie ken die basiese fondamente? They become such a need of milk and not of strong meat. En ons is nie hier om oordeel, maar ons moet beoordeel. Nee, we have to judge. Beoordeel om geoordeel te word en te beoordeel is twee verskillende goed.
Ja, so ons moet eers 'n ding besef, we are part of the body, we are not separate, we are the body of Christ. So as ons beoordeel ons onsself eerste, en ons kyk eers en sê, maar waar lê ons in ons verhouding? Is ons op melk, of is ons op vaste kos? En dan gaan ek terug, en dan sê ek, die mighty mens, en ek het dit al baie gesê, wat 400,000 man is ons nog steeds op daai melk, of het ons daarna gegroei na vaste kos? Want, kom ek sê, as ons 400,000 man was, wat 'n maturity was, dan skuif ons Suid-Afrika in 'n baie kort tyd. Dan skuif ons dit wat moet gebeur, en dan het jy nie net 1, 2 of 3 evangeliste en ouens nodig om uit te gaan in 'n verskil, maar as 2 of 3 'n verskil kan maak, hoeveel gaan duisende nie maak nie? Want 12 het 'n verskil gemaak. Amen. So nou kom ons hier sê, hy sê, but strong meat belong to them that are full of age, even those who by reason use their senses, exercise to discern both good and evil. So hier sien ons, hier kan hulle onderskeiding gaan tref tussen goed en kwaad. En nou kom hy in die first principle sê, not laying the foundation of repentance. So ons het nog eens in hierdie ingegaan, dat repentance is 'n fondasie wat jy elke dag, from dead works, jy kan repent, maar dit kan dooie werke wees, and of faith toward God. En dan praat ons nou van, in the doctrine of the baptisms, laying of hands, resurrection of the dead, and the eternal judgment. Dis goed waarvan ons net gehoor het, wat ons nie weet waaroor dit gaan het nie. Ons moet weet waartoe ons op pad is en wat daar gaan gebeur. Wit troonoordeel is verdoem vir ewig, die regterstoel, die beloning van jou werke. Hierdie werke wat ons doen, en uitgaan en verskil elke dag doen, is daar beloning. As jy een siel na Jesus toe kom, is daar 'n sielekroon wat jy kan wen. So nou, hierdie is net 'n inleiding om te sê, ons is in priesterskap. So in priesterskap, in priesterskap van Melchisedek, gaan ons terug na, en ek gaan net sommer so praat soos die Heilige Gees op my hart lê. Melchisedek kom by Genesis 14, by Abraham, as jy kyk, waar is dit, Genesis hoeveel? Vers 18. Melchisedek, king of Salem. So daai woord Salem beteken eintlik Jerusalem. Sien julle daar? So Jerusalem is uit Salem uitgekom. The king of Salem brought forth bread and wine, and he was priest of the Most High God. And he blessed him. So daai is, Melchisedek is 'n ambt. So ons het een hoëpriester. As ons Hebreërs 7 gaan lees, Hebreërs 7, 8 en 9, dan het Jesus is die hoëpriester van die orde van Melchisedek. Uit verskillende ampte. God het vir hom as seun, het hy vir hom 'n profeet gemaak. Hy's chief apostle, hy's high priest, hy is ons bridegroom, hy's the first of many brothers, hy is jou oudste broer, en elkeen van hierdie kom hy in, maar in Melchisedek is hy die hoëpriester wat intree nou vir ons, maar hy het vir ons die reg gegee om konings en priesters te word. Nou in konings en priesters gaan ons nou fokus en kyk wat gebeur hier, and he blessed him and said to him, wie Abraham, sien julle, Abraham is nog nie sy covenant name gekry nie, hy het nog nie die H nie, Most High, possessor of, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. So ons moet weet wat ons, ek en jy nooit gaan weet wat ons autoriteit is nie. Dan gaan jy nooit kan instap in jou autoriteit of in jou verantwoordelikheid. Of as 'n kind van die Here. Ja. As Kobus ingaan in 'n plek en hy gaan bid vir genesing, of daar waar jy gaan en bid vir die werking van die Heilige Gees, maar jy weet nie nou in geloof wat is jou autoriteit in Jesus Christus nie, gaan daai genesing nie plaas. Ja, ons moet dit.
So dis die belangrikste ding om te begin weet. So wat ons moet verstaan, there's a wealth transfer. Kyk wat hier gebeur. Nou gaan ons in Melchizedek en hier. Even and God, and He blessed be the Most High, which hath delivered your enemies into your hands. Sien julle wat begin hier gebeur? So daar's so 'n kragtige openbaring van priesthood, wat ons moet begin verstaan wat gebeur. En dis hoekom ek die fondasies begin net meer lê van die stene om te weet. Daar's sekere tyd wat spandeer. Miskien moet ons in 'n week of so kyk, hoe lyk 'n priester se dag? Waarmee begin jou dag? Begin jou oggend opstaan en die eerste ding deur jou gedagtes is, wat lê voor vir die dag en jou probleme is by jou, of vat jy autoriteit van die dag? En as jy autoriteit van die dag vat, weet jy, maar jy staan as 'n priester in hierdie dag en jy vat jou autoriteit soos wat jy opstaan. En dan begin jy jou dag met repentance, waar jy jouself gaan neerlê en jou sondes bely, en dan begin jy inroep. En jy begin autoriteit vat van daai plek af, en dan begin jy in dit instap. Nou, hierdie goed klink, kan julle kom op 'n plek en sê, maar hierdie goed, my omstandighede kan nie verander nie. Kom ons gaan nou, begin nou in dit ingaan. Dan sê jy, my omstandighede kan nie verander nie, dis wie ek is, dis hoe ek lyk, goed. Maar, gaan vat jou woorde deur die dag. Ek wil die volgende sê, so, nou kom ek terug, 95. Toe het ek op Mabula, en ek het die ou wat die video's nogal neem, verlede week, in 1995, ek het hom 30 jaar laas gesien, ou met die naam van Jan Venter, toe neem hy video's vir Peer Spies af, en Vrydag, toe stap hy vir die eerste keer, toe stap hy in die Helse Pret. Hy is van Pretoria, hy doen al hierdie TV audio, die klank met die TV skeidsregte in Suid-Afrika oor see. Daai jare, toe staan daar 'n Afrikaanse Jood met die naam van François Venter, wat in 'n kibbutz in Israel groot geword het, en die ouens wat by daai kampe was. Hy sê, en François Venter het vir profetiese woord oor hom gespreek en gesê, hierdie gaan nie net video's wees nie. Hy sê, hierdie bediening van jou gaan oor die wêreld gaan. Hy doen nou al die UFC wedstryde, al die klank, al die TV skeidsregters in Europa, in Suid-Afrika, Springbokke, alles wat jy hoor TV skeidsregters, hardloop deur hom. En nou uit hierdie plek uit het 'n ou gekom, François Venter, en hy gee woord, en tot ek staan op daai woord, nou wil ek teruggaan, ek wil dit inbring by Melchizedek. En iemand soebat my daai oggend, ek sê, ek verkoop stofsuiers, ek is my beroep is om stof te verkoop aan mense, en ek is negatief in die wêreld is dat niks loop soos wat dit moet loop nie, en ek het nie kwalifikasies nie. So ek kom op 'n plek en ek word geforseer om die Sondagoggend Mabula by te woon. En hierdie Afrikaanse Jood bring 'n woord uit Romans. Hoe sê jy? Ja, maar dis die beste geforseerde bly wat daar in my lewe was. En hy kom en hy bring 'n woord. Hy sê, hy kom van Israel, van 'n kibbutz af, 'n land hy in Suid-Afrika. En hy begin, hy wil gaan geld leen by Volkskas Bank daai jare, omdat hulle in Israel ken, hulle kibbutze ken hulle besproeiings, hulle ken hierdie tonnels. Hy sien 'n stuk grond buite, 4 of 5 hektaar by Pretoria, en hy wil dit koop, en hulle stuur ouens uit om grondmonsters te gaan vat, en te kyk hoe lyk die grond, kan jy tonnels daar opsit, en die bank kom terug en sê, nee, hierdie grond lyk nie reg nie. Maar François sê, intussen gaan hy na die grond, en hy gaan loop op die grondgebied, en hy begin lewe spreek, met sy woorde, begin hy lewe spreek in die grond. Hy sê vir hulle,
Gaan nog een keer uit. Ek dink, laat ons net weer 'n monster vat. Ek dink julle het miskien 'n fout gemaak of iets. En so stuur hulle, ek weet nie hoe dit sy gesprek gegaan het. Hulle stuur die ou weer uit. Neem grondmonsters. Hy kom terug en sê maar, hierdie grond lyk baie anders. Hy koop die grond en toe hy die Sondagoggend op Pabula kom van Pretoria af, toe land hy met sy vliegtuig daar. En dit was nie 'n paar jaar gewees nou nadat hy het en toe het hy sy eie vliegtuig aan hy by die kamp aangekom het. Maar wat ek net vir jou wil sê, hy kom toe, hy lê hierdie beginsel neer. Before him, as it is written, I've made you a father of many nations, dis Abraham. Before him who he believed even God that quickened the dead and called the things which be not as though they were. So as om die dinge aan te gaan roep wat nie bestaan nie asof hulle reeds bestaan. So ek het hierdie beginsel gevat en ek het Jabes gevat en ek het begin lewe spreek. En as daar nie geld in my bank is, het ek nooit vir iemand gesê nee, dit gaan swaar of daar's nie geld nie. Ek het net lewe bly spreek. The prayer of Jabez. Daai Jabez gebed. Ja. En daai Wilkinson boekie, ek het hom gevat, ek het gesê, ek het nie gebid en gesê vergroot my grondgebied nie. Ek het gesê, dankie dat jy my grondgebied vergroot. So hierdie is klaar. Jou gebed moet klaar wees in die toekomstige. Want al is ons in die nou, is hy die God van gister, vandag en môre. So jy moet die toekoms inroep, Amen. dat hulle in die nou kom staan en laat die nou in die toekoms gaan realiseer. Dit is waar jy profeet word. Ja. So jy moet dit begin inspreek. Dis wat daai skrif Ja. het my met COVID gered. So, Ek het gesit en confess, Here, u woord sê, ja, you made Abraham the father of many nations, even though Isaac was not born yet. Ja. So I add my Ja. confession to Ja. your confession. Your Bible says 1 Peter 2 verse 24, I am healed. Therefore, if I am healed, then Ja. I have the manifestation now in the name of Jesus. En- So I walk in divine health, resisting sickness and disease, Ja. and your word declared me healed. Ja. Your Bible says Psalm 107:20, you sent your word and healed me and delivered me from destruction. And bless the Lord, O my soul, and all that is within me. ja, Bless his holy name, who has forgiven all your iniquities and healed all your diseases. Amen. Ek het daai confess. Ek het nie geweet wat drink hou, wat Nee. maak hou nie, wat se medisyne is dan. nee, jy moet Net woord, dit. jy moet die woord, dis waar, jy moet die woord verklaar. So, in hierdie, dis hoekom ek glo, die Heilige Gees wil ons nou in hierdie seisoen invat, en in training invat, dis hoekom ek kan eerder baie stadig begin en vir julle sê, daar's 'n beginsel as 'n priester, om te weet, jy moet weet wie jy in Jesus is, wat is jou autoriteit. Dan as jy weet wie jou autoriteit is, dan moet jy weet, dan moet jy in geloof elke stap vat. So as jy die dinge aanroep, ek moes met gastehuis met 4 kamertjies begin het, met 'n huis wat ek gekoop het, en 'n papier wat ek vir NBS, Natal Building Society, ingegee het, en gesê het, ek verkoop stofsuiers, hierdie is my inkomste, geen bankstaat, niks, 8:00 die oggend, 1:00 die middag, toe is die 100% verband goedgekeur. En uit dit het ek gesê, okay, hier's 4 kamers, R50 'n nag, ek en my vrou het wasgoed pennetjies, gordyne gaan vassit, lakens gaan hang, en ons het naby 'n hospitaal kamers begin. En toe ek daai kamers begin, toe sien ek reeds die volgende kamers. En so het ek begin lewe spreek, dan het ek nie geld, nou wil ek vir jou sê, dan het ek nie geld vir môre nie. Ek het in 'n huis gebly, ek het nie geld om paaiement te betaal nie. Dan bel hier mense my, selfoon het net uitgekom. Dan sê hulle vir my, ons soek Rainbow stofsuiers. Dan sê ek vir hulle, ja, hoe kan ek help? Kyk, op daai stadium was ek nie baie positief om demonstrasies te gaan doen nie, want jy doen so, in die begin so 3 demos en verkoop jy 1, maar later aan, as het ek agtergekom, is jy nie meer positief raak Ja, oor jou produk of oor dit wat jy doen nie, dan gaan jou sales af. verseker. Jou sales gaan nie af omdat daar fout is met die produk nie, die fout lê by jou. Jep. Eina. So, Eina.
So nou moet jy jouself recharge. So ek het net op die woord begin staan, dan bel hulle my, dan sê hulle vir my, verkoop jy 'n Rainbow stofsuier? Ja, sê die vrou, ek wil nie om te demo doen nie, ek ken die stofsuier, al wat jy doen, bring net vir my een. Dan vat ek daai wins môreoggend by huis by my betaal. En so het ek begin stap. Nee. Maar al wat ek net sê, God is getrou. Al wat ons doen, baie keer dan kom ons en dan volgende week kan ons begin ingaan na tithing, offerings, wat jy alles moet doen en gehoorsaamheid in faithfulness. So, jy kan nie 'n priester wees as jy unfaithful is nie. Maar as iets wat ek wil by sê, and yeah, even if we don't discuss it now, is Ja, the quantity and the quality of your prayer as a priest ja. also defines you, because I Yeah. don't think that gets Nou, clearly declared, and I believe that plays a major role. Dis- Not to shove anything under the nou, door, nou. maar that's Ja. we must Maar wat belangrik is wat ons volgende week wat ons moet begin kyk. Ons is nie hier vir ons financial gain. We are only here. Ons to is serve- stewards. We are stewards of the kingdom of God. And we have to be wealth transfer stewards vir sy koninkryk. Want die oomblik as jy op jou finansies gaan let, gaan alles soos Haggai wees, jy het sakke met gate in. Alles gaan bo in, alles gaan onderuit val. If you don't like what you have, stop Ja. saying what you have. Ja, Amen. Preach it. Ja. Romans 4:17. ja. Gaan net Levitikus 16 vers 10, 11, 12 en 13 asseblief. Leviticus 6. Dan It's Let the fire burn Fire. always. fire on the altar. Ja. is it. The fire on the altar That's shall how you burning. start, okay? Ja. The fire shall even burning. Ja, as jy die skrif hierbo. Hy moet dag en nag brand. It's your job as priester om hom Ja. in die goat te hou. 'n Priester kan nie besluit vanoggend, nou luister, my vrou het gesê ek moet gou hierdie, ek kan nie vanoggend die vuur op die altaar gaan maak nie. Môreoggend sê jy nie meer deel van die span nie. Amen. Ja, môre is jy nie meer deel van die span nie. So, faithfulness, amen. So Vader, baie dankie Heilige Gees, dat ons net hierdie fondasie kom neersit, maar ons bid dat die saad van die woord op ons harte gaan begin val, en laat U ons in 'n plek insit van 'n transisie, laat ons verstaan wat is ons roeping en uitverkiesing wat U ons geroep het voor die grondlegging van die aarde, as bondservants, maar ook as priesters in die orde van Melchisedek. En ons wil daarin stap, ons wil hierdie ontvang en ons wil verandering sien deur die krag van die Heilige Gees, en ons wil net 'n wessel wees waar ons kan sien waar ons in ons volle end time skrou gaan begin inbeweeg. Ons is in die laaste dae, ons sit nie toevallig hier nie. Ons wil die loof en prys vir wat U doen, ons wil die eer daarvoor. Ons gee vir Jesus al die eer in die naam van Yeshua. Thank you Lord. Amen. Amen. Halleluja. So, miskien moet ons dink so in 'n week of 2 se tyd, om een oggend, soos wat ons nou hier aanteach, een oggend dan gaan ons in, en dan gaan vat ons priesterskap, autoriteit op, en dan gaan bid ons almal saam, ons bid in tale, net soos wat jy wil, en ons begin stap, en ons bid op die altaar, en ons begin lewe spreek, en ons vat autoriteit vas. Want baie keer moet ons die woord hoor, maar ons moet dit in aksie ook gaan sit, Ja. saam, corporate hier, James. dan moet ons dit saam doen, as dit reg is met jou. Amen. Nee, ek is opgewonde.